Groot vreugde en voorreg om hierdie gedagte met jou hart te deel. Ons het eintlik in die laaste rukkie spesifiek begin gesels oor die invloed van die Heilige Gees wil begin in ons gemeente. En hierdie is vir ons, dit is vir ons as leiers, ons as gemeente, baie belangrik om 'n oop hart te hê vir dit wat die Gees van die Here in mense se lewens wil kom doen. Ons kan nie as 'n kerk bestaan sonder die invloed, sonder die impak van die Heilige Gees in ons lewens nie. Uit die God drie eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees, is die Heilige Gees die een wat vanoggend met ons hier in hierdie vertrek is. Weet jy dit? En nie net is hy met ons nie, maar hy woon in ons. En hy wil in ons werk, hy wil ook deur ons werk, en hy wil in ons gemeente werk, en hy het 'n diep verlange daarna dat ons gemeente 'n geesvervulde gemeente sal wees. Ons is mos 'n Pinksterkerk, en dit beteken ons is lief vir die Heilige Gees, en ons is lief vir die dinge van die Heilige Gees. Een van die belangrikste aspekte van die Heilige Gees in ons lewens is om te onderskei hoe om sy stem te hoor in ons persoonlike lewens, maar ook in ons lewens as 'n gemeente. En dit bring my by vanoggend se tema, en dit wat ek vanoggend met jou hart wil bedien, is hoe om die stem van God te onderskei in 'n lawaaiige wêreld, want ons is in 'n baie lawaaiige wêreld. Jy hoef nie ver te kyk om verskillende stemme te hoor in die wêreld vandag nie. Daar is soveel mense wat 'n stem het, en veral met die toeganklikheid tot sosiale media, die platforme wat beskikbaar is vir mense, die toeganklikheid wat enigiemand het om enigiets te skryf wat hulle wil, om enigiets te sê wat hulle wil, is meer as ooit van tevore. En so die Here wil hê ons moet leer om sy stem in ons lewe te onderskei. Ek glo dat die mees misbruikte stelling in die kerk vandag, die mees misbruikte stelling is die volgende: God het gesê. God het gesê. As ons luister na wat soveel mense sê op sosiale media, en ons luister na wat mense in die wêreld vir ons sê, het dit so maklik geword vir mense om te sê, so sê die Here. Ons het vandag kiberintelligensie, AI, wie van julle weet waarvan ek praat wanneer ek van AI praat, nee? Artificial Intelligence, kunsmatige intelligensie van AI, wat reeds veroorsaak het, wanneer ons na video's op die internet kyk, dat ons nie eers meer kan onderskei tussen wat werklik en onwerklik is nie, tot selfs baie profeseë wat onlangs die ronde wêreldwyd gedoen het oor die wegraping wat sou plaasvind die 23ste, die 24ste September. Ek sien in die week een van die geestelike leiers wat daar die voorspelling gemaak het nou die datum verander na die 7de, 8de Oktober toe. So dit was nie laas maand nie, dis blykbaar volgende week, want ons het nog heeltyd die verkeerde kalender gevolg. En so ons het diep, daar is honderde daar vir die mens om te hoor wanneer God se stem, werklik God se stem is, en nie net die stem van mense of die stem van kunsmatige intelligensie is nie. Die behoefte om God se stem te onderskei in ons wêreld vandag is meer as ooit. Is belangriker as ooit. En tog wil die Here hê ons moet leer om na sy stem te luister. Ons moet leer om sy stem te onderskei in die geraas van soveel stemme vandag. Nie net vir ons lewens nie, maar ook as kerk, sodat ons toegerus kan wees vir die waarheid. Baie mense vra vandag, wat is die waarheid? As ek dink aan hoe AI begin het, en die foute wat jy kon raak sien op video's op die internet, in vergelyking met die tempo, die spoed, waarteen dit ontwikkel, is dit skrikwekkend. Ek sal nooit vergeet nie, ons sien Joshua
hy studeer op oomblik rekenaarwetenskap, het eendag vir my, ons het hieroor gepraat oor die tema, en gesê wil vir my 'n video wys. Nou ek onthou toe AI uitgekom het, en jy na die video's gekyk het, as jy baie mooi kyk, sou jy sien dat daar klein verskille was, wat jy kon sien, klein foutjies, wat het begaan het in die video. Daar was 'n persoon wat gepraat het, en jy kon sien, maar hulle mond beweeg nie so mooi, soos die woorde wat hulle dalk uitspreek nie. Jy kon sien, jy weet, daar sit iemand in 'n vertrek, hulle het meer as 5 tone op elke fout. AI het sulke foutjies begaan, en sulke goedjies gedoen. En hy wys toe die eendag vir my 'n video, hy sê vir my, "Paultjie van die video, het 'n advertensie of iets gewees, wys vir my toe die video," en ek kyk na die video, ek sê vir hom, "Seun, wat wil jy sê oor die video? Dis 'n video waar die mense sit in 'n vertrek, hulle het 'n gesprek, dis 'n werklike video, jy weet, dis die tema, dis wat hulle praat, dis die mense." Hy sê vir my, "Pa, niks van dit wat jy in my video sien bestaan nie, dit is alles deur AI ontwerp." En so, as jy vandag, as jy op Facebook gaan, as jy op Instagram gaan, as jy op TikTok gaan, as jy op YouTube gaan jy ongelooflike AI-video's sien. Jy sal dink dat dit daar die persoon is wat met jou praat, en die gevaar hiervan, want toe praat met my oor die feit dat mense, deur AI, kan hulle nou video's skep om iets te laat lyk, asof dit is, wat nooit plaasgevind het nie. En toe sê vir my hoe moeilik dit gaan word in die hof om te bewys wanneer iemand video van 'n sekere saak het of dit werklik so was of nie. So ons sien vandag die impak hiervan op ons wêreld, die behoefte aan onderskeiding is meer as ooit, maar ook in die lig dat soveel mense hierdie stelling misbruik. En soveel mense vandag sê, "So sê die Here," of "God het gesê." Dit is so maklik om dit te sê. En in my persoonlike lewe wil ek het oortuiging in my eie hart om al hoe versigtiger te word om te sê, "So sê die Here." En ek wil vir u as gemeente aanmoedig om ook saam met my 'n nuwe eerbied vir die stem van God in ons lewens te kry, sodat ons nie net hierdie term "God het gesê" los begin gebruik om te staaf wat ons glo nie. En een van die lokvalle wat baie mense al gemaak het, is om 'n ideologie te ontwikkel en dan die woord van God te gebruik om daai ideologie te bevorder. Maar ons moet altyd die woord van God toelaat om homself te interpreteer. En so, as jy 'n idee oor iets het en dink dit is waar, en dan vat jy die Bybel om dit te staaf, kan jy enige ideologie staaf wat jy wil. En dit is hoekom die woord van ons in die laaste dae sal mense in die naam van die Here ander mense se lewens neem en dink hulle het geregtigheid gedoen. Dis hoe gevaarlik daai stelling is. Dis hoekom mense soos in die vroeë jare, ek dink van ons ouer mense, want ek wêreldgeloof studeer het en kulte en so aan studeer het, van ons ouer mense sal Jim Jones dalk onthou, van die Jonestown Massacre. Meer as 900 mense was beïnvloed in 'n massa selfmoordpoging van 'n wêreldbekende Christelike evangelis in die naam van Jim Jones. Dieselfde het gebeur met David Koresh, wat by The Branch Davidian, was hulle groepnaam, mense beïnvloed het om die compound waar hulle gewoon het aan die brand te steek. Vrouens en kinders in toe die Amerikaanse DEA agente, hulle wou red en mense wou uitkry. Toe daar 'n verskriklike situasie daar plaasgevind en ontelbare mense dood in daardie situasie. En dit is mense wat gesê het, so sê die Here, so spreek die Here, en mense was mislei. En ons het 'n gevaar vandag om hierdie term te los te gebruik in die kerkwêreld. En so ek en jy moet leer dan, hoe moet ek die stem van God in my wêreld onderskei? En wat ek vanoggend met jou wil doen, is ek wil met jou 5 filters deel, 5 toetse wat jy kan gebruik, 5 toetse om te meet wanneer iemand sê, so sê die Here,
as die stelling wat hulle maak aan hierdie 5 toetse voldoen, dan kan jy met rustigheid in jou hart sê, dit is die stem van God, ons kan dit volg. Dit is God se stem. En so hierdie 5 filters is om jou toe te rus, en ek wil seker maak, voordat ek praat vanoggend, wil ek seker maak of almal daai stelletjie notas by die deur ontvang het. Het jy daai stelletjie ontvang by die deur wat ons uitgehandig het vanoggend? As jy een het, wil dit nie vir my so ophou nie, dat ek net kan sien jy het hom. Goed, meeste mense het een. As jy nie een het nie, maak seker, jy kry een op pad huis toe. En dit is die 5 filters wat ek vanoggend met jou hart wil deel, wat ek wil hê jy saam met jou moet vat. Sit op jou yskas, deel dit met iemand, praat met iemand hieroor, want dit is om jou toe te rus, om seker te maak van jou ons hoor, iemand sê, so sê die Here, en dit geld vir my ook. As ek in die kerk staan en ek bedien jou en ek praat met jou as 'n geestelike leier, en ek sê, ek voel oortuig in my hart dat die Here vir ons dit sê, meet dit, en ons beskerming daarin, meet dit, teen wat ons vanoggend gaan leer. En so ek hoop jy's saam met my reg. Kyk vir persoon langs en sê, is jy gereed om hierdie 5 filters te leer vanoggend? Is jy gereed om saam met ons te leer, om saam met ons te groei vanoggend? Glo my, jy gaan groei vanoggend. Jy gaan groei vanoggend. 5 filters om die stem van God in ons lewens te onderskei. Nommer 1 is die skriftoets. Al 5 is 'n toets wat ondergaan moet word om te onderskei wanneer dit werklik God is wat met ons praat. Nommer 1 is die skriftoets, want God se stem is altyd geanker in die skrif. Die Here sal nooit buite die skrif met mense praat nie, want die skrif verteenwoordig hom, sy hartklop, sy gedagtes. Wanneer iemand vir jou sê, die Here het vir my 'n openbaring gegee, of 'n profesie gegee, of iets nuut gegee, maar dit kan nie met die skrif gestaaf word nie, moet jy versigtig wees. As dit nie met die skrif gestaaf kan word nie, is dit nie die stem van God nie. Daar is baie nagemaakte stemme, wat klink soos die stem van God, wat laat jou voel asof dit die stem van God is, maar nie die stem van God is nie. Want weet jy waarvoor is die vyand lief? Die vyand is lief vir 'n copy and paste mentaliteit. Copy and paste. Dis hoekom toe die vyand Jesus in die woestyn versoek het, het hy die skrif gebruik. Elke leuen is 99% waarheid. En ons moet kan leer om die 1% te onderskei. Ek dink in al die gawes van die Gees, 1 Korintiërs 12, is die gawe van die onderskeiding van geeste seker meer belangriker as ooit. In 2 Timoteus, hoofstuk 3, vers 16 en 17, skryf Paulus aan 'n jong pastoor, 'n jong geestelike Timoteus, en hy sê van die volgende: die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig. Die hele skrif is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So om volkome te wees, om die volkome waarheid te ken en te verstaan, om volkome in die wêreld daar buite te lewe, sonder gebrek aan enigiets goed wat God vir ons lewe wil hê, moet ons die skrif ken. Ons moet teruggaan na ons bekendnis met die skrif, met die woord van God. Moet nooit sê, God is stil as jou Bybel toe is nie. Die tyd wat ek met hom spandeer, moet nie net wees om in gebed al die dinge wat ek wil hê vir hom te beskryf nie, maar om te luister. Wat sê hy vir my uit die skrif? Elke profesie wat ons hoor, elke visioen waarvan ons
te weet te kom. Elke boodskap in ons lewens wat ons hoor en ontvang, as kerk moet getoets word teen die skrif. Ek onthou 'n paar jaar gelede, toe bid ons vir 'n pastoor wat gevange geneem was in Iran. Hy was in 'n skeepscontainer gevange gehou en in hierdie tyd, sy naam was Yusuf Nadarkhani, in hierdie tyd wat ons vir hom gebid het, ek het al voorheen die storie met julle gedeel van die briefie wat hy uitgestuur het. Hy het toegelaat dat hy 'n briefie uitgestuur na sy familie. Hy was tot die dood gevonnis. Hy het 'n briefie uitgestuur na sy familie om te sê, bid net dat ek nie Jesus sal verraai nie. Bid net dat ek nie sal opgee in my geloof nie. En deur 'n lang internasionale proses was hy uiteindelik vrygelaat. Hulle het hom nooit doodgemaak nie weens sy geloof nie. Maar ek het altyd na die tyd het ek vir Chantal gesê, wanneer ek na 'n boodskap luister en daar is geen tekort op die internet vandag van geestelike leiers wat allerlei dinge sê nie. Dit klink reg, dit voel reg, dit lyk reg, maar ek het altyd vir haar gesê, Chantal, as ek pastoor Yusuf Nadarkhani in 'n skeepscontainer in Iran was, hier is die vraag, sal hierdie boodskap vir my nou in hierdie omstandighede van waarde wees, en as dit nie is nie die evangelie nie. Dan kom ons sê vir jou een ding, jy kan nie vir 'n pastoor in 'n skeepscontainer in Iran meer karre en groter huise beloof en dink dit gaan 'n verskil maak in sy omstandighede nie. So daar gaan daai boodskap daarmee. Jy kan nie vir hom self-help metodes van die kansel af probeer gee nie, want hy kan nie homself help in 'n skeepscontainer in die middel van 'n brand in die woestyn nie. Dis die evangelie. En baie boodskappe, baie vinnig filter en vir jouself of God is of nie. Maar die skrif is die toets. Baie valse profeseë en boodskappe misluk gereeld, omdat dit nie eerste teen die skrif getoets was nie, of dit die skrif weerspreek het. Ek weet nie of u al ooit navorsing gedoen het oor mense wat geldeenhede studeer nie. Ek onthou 'n paar jaar gelede was ek by 'n winkel met 'n klein geld gekry en ek het 'n R5 gekry. Ek weet nie of jy dit al gesien het nie, maar ek het so R5 gekry. Toe ek my klein geld tel en ek vat aan die R5, toe voel ek onmiddellik hierdie R5 voel nie dieselfde as 'n normale R5 nie. Iets voel anders omtrent hom. En ek kom toe by die huis en ek let toe op aan die agterkant van die R5 het hy so begin verbleik en amper so 'n bruinerige kopere kleur begin kry. En ek vra iemand hieroor en ek vind uit dit is nie 'n ware R5 nie. Dis 'n nagemaakte R5. Daar's baie geldeenhede wat in die wêreld is wat nie werklik is nie. Nou mense, as jy die navorsing van die mense wat geldeenhede studeer, weet jy hoe studeer hulle wat waar en wat vals is? Hulle doen dit deur die oorspronklike ware geldeenheid te studeer, nie die valse een nie. Want as jy bekend is met die een wat werklik is, gaan jy onmiddellik agterkom wanneer een nie werklik is nie. Hulle spandeer nie altyd om navorsing te doen oor die onwerklike nie, maar eerder die werklike. En so op dieselfde manier as ons onderskeid gaan tref tussen wat van God is en wat nie van God in ons lewens is nie, moet ons die waarheid studeer, want alles wat dan gemeet word in my lewe, sal maklik onderskeidbaar wees, is dit God of is dit nie, want ek is bekend met die woord van God. Die skrif moet vir jou en my 'n daaglikse filter wees, waarin ons tyd in die woord van God spandeer, en selfs die woord van God memoriseer. En ek weet vir baie van ons, en vir my persoonlik, is dit moeilik om skrif te memoriseer. Maar die Here wil hê ons moet sy woord ken, en so ver moontlik jouself bekend maak met wat die skrif ons leer, en dan wanneer jy iets hoor, daarteen te toets, voordat jy dit aanvaar. Om te wag op God en te luister, is nie so belangrik vir ons, as wanneer ons met hom praat. Ek sal nooit vergeet, 'n paar jaar gelede,
En van die direkteure van Geopende Deure Suid-Afrika het 'n kerk aan Durban-Noord bedien. En die Sondag, ek het dit al miskien met van julle gedeel, die Sondag staan hy op die kansel en hy wil vir die kerk beskryf hoe die lede van die liggaam van Christus in die vervolgde kerk, hoe hulle die skrif leer, want hulle mag nie 'n Bybel hê nie, hulle mag nie die skrif aan hulle hê nie, die Bybel is verbode in party lande, en by die kerk voor op die kansel, voor die groot kerk in Durban-Noord, vat hy sy Bybel en hy begin die blaai van sy Bybel uitskeer. En hy vra vir die diakens om na vore te kom en persone wat kan help uitdeel en hy gee dit vir hulle en hy vra en maak seker dat almal in die kerk 'n bladsy kry van die Bybel. Hulle deel te soveel bladsy uit as wat daar mense was en hy sê te vir mense, hier is hoe die vervolgde kerk die Bybel leer ken. Elkeen kry 'n bladsy. Dis sy verantwoordelikheid om sy bladsy te memoriseer en dan sodra hy dit ken, daarvan ontslae te raak. Want as hy gevang word met die bladsy, word hy gevang gehou. Hy gaan tronk toe vir dit. Maar hier's die mooi van dit, is wanneer almal hulle bladsy geleer het en daarvan ontslae geraak het, wanneer almal dan by mekaar kom, het hulle die hele Bybel. En so daar is 'n krag daarin om die Bybel te leer en te memoriseer. En in dit door die Esegiel leer die woord vir ons dat die Esegiel en die volk 3 dinge met die woord van God gedoen het. Hulle het die woord gelees, hulle het die woord geleer en hulle het die woord geleef. En ons uitdaging vandag is dit. Lees ek die woord? Leer ek die woord? Spandeer ek tyd in die woord? Mediteer ek op die woord? Vra ek vir die Here om my te leer en my te reg te wys en my te laat groei en my te verander deur die woord. En dan gaan ek uit en leef ek dit wat ek gelees en geleer het. Want dis wat die wêreld daar buite wil sien. Hulle wil nie net nog 'n preek, nog 'n boodskap hoor nie. As iemand 'n preek vandag hoor, kan op TikTok gaan en enige preek wat hulle oor 'n streel kan hulle gaan aflaai. Enige tema, enige titel, enige ding wat hulle wil staaf, kan hulle gaan aflaai as hulle dit wil hoor. Mense het 'n behoefte, daar is 'n hongersnood aan waarheid in ons wêreld vandag. En die manier wat ek en jy leef, sal die bewyse van waarheid wees. Ek en jy moet leef wat ons lees en wat ons leer. So die eerste toets is die skriftoets. En jy kan nie verkeerd gaan as jy iets hoor, iemand sê ek het 'n woord van die Here, ek het 'n profesie, ek het 'n visioen, ek het iets ontvang, ek het 'n droom. Toets dit teen die skrif. En as die skrif dit nie goedkeur nie, as dit nie in lyn met die woord van God is nie, moenie dit aanvaar as die stem van God in jou lewe nie. Die tweede toets waarvan ons leer vanoggend is die fokustoets. Die tweede toets is die fokustoets. Dit beteken elke woord van God, elke profesie wat ons ontvang, elke visioen wat van hom is altyd gefokus. Dit is gesentreer op Jesus Christus. Dis 'n Christus gesentreerde fokus. 'n Fokus wat Jesus verheerlik en nie vrees verheerlik nie. Die oomblik wat iemand sê, so sê die Here, moet dit God verheerlik en nie sensasie en vrees skep onder mense nie. Die fokus van die toets is baie belangrik. In Johannes 16, vers 13 tot 14, leer ons en ons leer wat Jesus vir ons sê, wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Dis die Heilige Gees. Want hy sal nie uit homself spreek nie. Is dit nie interessant dat selfs die Heilige Gees nie sy eie agenda het nie, maar die agenda van God drie-enig. En luister wat sê die woord, alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal wie verheerlik? Wie's my? Jesus. Hy sal my verheerlik
omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Die Heilige Gees lei ons altyd om Jesus te verheerlik. Nie om mense te verheerlik nie, nie om sensasie te verheerlik nie om vrees te verheerlik nie, en nie om ons gevoelens te verheerlik nie, maar om Jesus te verheerlik. Enige stem wat ons hoor, wat die fokus weg van Christus neem, is nie 'n stem van God nie. Die Gees verheerlik Jesus. Luister mooi wat ek nou gaan sê. Die Gees verheerlik nie mense nie, die Gees verheerlik nie datums nie, die Gees verheerlik nie bewegings nie. Ek is versigtig wanneer mense vir my sê, herlewing gaan op een plek plaasvind in ons wêreld. Hoeveel keer in die laaste 25 jaar van my bediening het ek nie al gehoor dat mense sê, herlewing gaan in hierdie stad begin nie. Herlewing gaan in daardie dorp begin nie. Ek hoor net nou die dag, sê 'n pastoor, dat die Here vir hom gewys het, dat die dorp waarin hy nou is waar herlewing in Suid-Afrika gaan begin. Ek vat dit met 'n knippie sout en ek gaan vir jou sê hoekom. Want wanneer herlewing begin, gaan dit nie op 'n plek soveel soos in die hart van mense begin nie. En wanneer herlewing uitbreek, gaan dit wêreldwyd in die harte van mense gebore word. Dis nie 'n plek ding nie, dis nie 'n datum ding nie, dis 'n hart ding. Wanneer 'n plek verheerlik word, is daar 'n gevaar. Want dan begin mense hulle werke bedank en trek na die plek toe waar herlewing gaan plaasvind. Kyk wat het nou gebeur met wêreldwye profesie oor die wegraping. Video op video op video op video van mense wat hulle motorvoertuie verkoop, want Jesus kom op die 23ste September, mense wat hulle werke bedank het. Ek sê vir Chris vanoggend, ek sien een vrou, sy het 'n klomp Bybels gekoop, briefies geskryf, en sy het dit in haar huis neergesit, sodat wanneer sy weggeraap word, die mense wat nie Jesus ken nie, wat deur haar huis gaan, ek weet of sy idee het, of dit soos daar die reeks, The Walking Dead gaan wees, dat almal net in mekaar se huise gaan ingaan nie, gaan afkom op hierdie Bybels, ek verstaan, die hart agter dit is mooi. Daar is 'n opregtheid. Daar is selfs van die leiers wat die stellings in die wegraping gemaak het, vir wie ons so lief is. Hulle harte is so opreg, hulle harte, dit is mooi. Maar dit was nie God wat gepraat het nie. En ons moet met daardie waarheid gekonfronteer word, sodat ons ingestel kan word om nie iets te verheerlik wat nie Christus is nie. Dit gaan nie vrees verheerlik nie, dit gaan nie sensasie verheerlik nie, want al hierdie afleidings neem ons weg van Christus. Ware openbaringe verdiep ons verhouding met Christus. Ek sien nu die voorbeeld in die week, ek weet nie wie van julle op skool deelgeneem het aan, ons het daardie tyd, ek dink het hulle dit genoem operette, ons het op die verhoog by skool het ons opvoerings gedoen, en dan was daar mense agter die gordyn, hulle moes die gordyne beheer met toue, en soos by ons sal, met die dik gordyne, die gordyne beheer, en dan was daar mense wat ligte beheer het, en dan het jy iemand gehad, wanneer iemand op die verhoog is, 'n enkel persoon op die verhoog is, of wanneer die fokus op daai persoon moet wees, het hulle dit die kolligoperateur genoem. Die kolligoperateur het seker gemaak dat wanneer die spotlight aan is, dat die regte persoon op die verhoog in fokus bring. En dit is wat 'n kolligoperateur doen. Die kolligoperateur by 'n konsert is nie self in die kollig nie. Hy word nie gesien nie. Hy hou die hoofkunstenaar in fokus. Dis wat ons moet doen. Ons moet Jesus in fokus hou. Ons moet nie onsself in fokus sit nie. Ons is nie hier
vir ons self nie. Not to us, Lord, het ons gesing vanoggend, but to your name be glory. Ons is die kollegoperateurs wat die spotlight op Jesus moet gooi. Kyk hoe lewe ons, kyk hoe vergewe ons, kyk hoe het ons lief, sodat die wêreld sal glo, Jesus is wie hy sê hy is. So of dit nou profesie is, of 'n boodskap, of 'n visioen, dit moet jou liefde, jou vertroue en jou aanbidding van Jesus altyd verdiep. Die fokustoets is die tweede filter wat ons kan gebruik. Derdens is daar die vrugtoets. En ons het oor die jare baie gehoor van toets die vrug van die boom. Matteus 7 sê vir ons in vers 15 tot 20, pas op vir valse profete, wat skaapsklere na julle kom, en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrug dra nie, 'n slegte boom ook geen goeie vrug nie. Elke boom wat nie goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken. Die stem van God produseer altyd goddelike vrug, nederigheid en bekering. Nederigheid, nie sensasie nie naam nie, nederigheid, sagmoedigheid, bekering. Die vyand se stem aan die ander kant van die muntstuk produseer altyd vrees, oneenheid, trots, verwarring. Dit is die stem van die vyand. En ek sal vir julle een ding vertel wat gebeur het met hierdie tyd, dat ons soveel wêreldwye profesie ontvang het wat nie vervul was nie. Al hierdie profesie het beslis een ding reggekry. En dit is om die harte van mense te ontbloot. Want vir my was die hartseerste ding in hierdie tyd om te sien hoe gelowiges mekaar aanval en seermaak, omdat hulle nie saamstem met iemand se opinie nie. Selfs wanneer iemand verkeerd is, kan ons hulle nie haat met 'n skrif nie. Die skrif is nie vir ons gegee om mense mee te haat nie. Selfs wanneer iemand verkeerd is, moet hulle in liefde aangespreek word. Onthou, ons het so 'n bietjie terug hieroor gepraat. Ons het so begin raak aan hoe die Heilige Gees in ons bediening, in ons gemeente, ons harte wil werk. Kom ek sê dit weer, die Here het vir ons 2 wapens gegee om in hierdie geestelike oorlog waarin ons is, vas te staan in ons geloof. Die een is die swaard van die Gees, die ander een is die handdoek. Ons moet versigtig wees om die regte wapen op die regte plek te gebruik. Wanneer ons in gebed na God gaan en ons maak oorlog in die geestelike realm, dan gebruik ons altyd die swaard. Maar wanneer ons hier in ons verhouding met mense verkeerde dinge aanspreek, gebruik ons altyd die handdoek. Want die swaard verdeel, maar die handdoek verenig. Wanneer jy die handdoek gebruik, wanneer jy met liefde teenoor mense optree, dit is baie moeilik. Dit is moeilik om lief te hê soos Jesus lief gehad het. As iemand jou kwaad maak, as iemand jou te nagekom het, dit is baie moeilik om so lief te hê. Maar die ware toets van Christendom is nie om Jesus lief te hê nie. Die ware toets van Christendom is om Judas lief te hê. Die handdoek is die wapen wat ons gebruik in ons verhouding met mense. Ons haat nie mekaar met 'n skrif nie. En dit het ontbloot. Ek kan nie glo wat mense vir mekaar gesê het op sosiale media in die laaste tyd. Wat sê ek is 'n kind van God, ek is 'n gelowige nie. Ek kan dit nie glo nie. Dit het ontbloot wie ware kinders van God is. Want die vrug was duidelik sigbaar.
sien die Franse stem produseer oneenheid. Die vrug openbaar die boom. 'n Gesonde boom sukkel nie om sy vrug te dra nie. Dit kom uit sy natuur uit. 'n Appelboom sukkel nie om appels te dra nie. Dit kom uit sy natuur uit, dis 'n appelboom. 'n Moenboom met lemoene na vore. Ons moet die boodskappe wat ons hoor. Wanneer iemand sê, so sê die Here, beoordeel deur die vrug wat dit in mense se lewens voortbring. Luister mooi wat ek nou gaan sê. Gaan weer sê, dan wil ek iets byvoeg. Ons moet die boodskappe wat ons hoor beoordeel aan die vrug wat dit in mense se lewens voortbring. Luister mooi, nie die opgewondenheid wat dit skep nie. Nie die opgewondenheid wat dit skep nie. Opgewondenheid is nie 'n goeie liniaal om te gebruik, om te weet wanneer dit God is wat met ons praat nie. Hoe ons voel is nie 'n goeie liniaal nie. Wat die skrif sê is 'n goeie liniaal. Waar die fokus weer is 'n goeie liniaal. Vrug is 'n goeie liniaal. Die vierde toets, hierdie is, as ek dink aan profesie wat onlangs uitgegaan het, as hulle net hierdie toets, hierdie een, gevolg het, sou daar soveel beskerming gewees het wat hulle gesê het. Die gemeenskapstoets. Daar is altyd bevestiging in die gemeenskap van gelowiges. Kom ek gee vir 'n voorbeeld. In Handelinge 13, vers 1 tot 4, leer ons, daar was in die plaaslike gemeente in Antiochië sekere profete en leraars, naamlik Barnabas, Simon wat eger genoem word, Lucius, die Sirener, en Mandem wat saam met Herodes die viervors groot geword het, en Saulus, en terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas. Met ander woorde, terwyl hulle saam was, hulle het God gesoek, vas en gebed, daar was eensgesindheid, daar was gemeenskap onder die gelowiges. Terwyl hulle besig was, het die Heilige Gees gesê, daar is 'n veiligheid in mense. Die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af uit die werk, waarvoor ek hulle geroep het, toe hulle gevas en gebid het, het hulle die hande opgelê, laat hulle al gaan, en so het hulle dan deur die Heilige Gees uitgestuur, afgegaan na Cilicië, en daarvandaan weggevaar na Cyprus. Hulle het God se stem die duidelikste gehoor in die samekoms van gelowiges. Ons gaan iets nou in 'n oomblik daarvan leer. In 1 Korintiërs 14 vers 29 sê die Bybel ook die volgende: laat 2 of 3 profete spreek en die ander dit beoordeel. En in die laaste rukkie wat ons begin praat het meer oor die Heilige Gees, het ek besef, maar wanneer die Heilige Gees begin beweeg in 'n gemeente, dan gaan die vyand ook met sy copy and paste plan altyd 'n parallel hê tot wat die Heilige Gees doen. So ek gaan met die kerkraad gesels, want ons moet, en ek het baie opgewonde hieroor, ons moet regtig begin om protokol vas te maak as kerk. As iemand sê, ek het die woord van die Here, moet dit getoets word voordat dit op die platform gedeel kan word. Daar's veiligheid daarin. As almal net kom en doen wat hulle wil en sê wat hulle wil, is daar nie veiligheid daar nie. Ons moet dit toets. Die woord moet getoets word. En so ons sien dat selfs hier in die vroeë kerk in die Nuwe Testament was dit beoordeel deur die ander. Daar was 'n bevestiging, die bevestiging van God se woord. Luister mooi, God kan met jou praat in isolasie. Hy kan met jou praat wanneer jy alleen is. Hy kan met jou hart en jou denke, hy kan met jou ontmoet en hy kan met jou praat en hy kan vir jou woord gee. En hy wil vir jou woord gee. En inteendeel, ek weet of jy dit weet nie, maar God wil elke dag met jou praat. Psalm 95, vandag as jy sy stem hoor. Ons is so besig. Ons maak nie tyd om sy stem te hoor nie. Vandag as jy sy stem hoor, moenie jou hart verhard soos jou voorvaders by Middelbaar in die woestyn gedoen het nie. Want die Here het gesweer aan hulle sal nooit my rus ingaan nie. God se stem bring altyd rus. Ons gaan nou praat oor die toets van vrede, maar God se stem bring altyd rus voor. En so die Here wil ons moet na hom luister. Die Here kan met jou praat in isolasie. Jy's in jou binnekamer, jy's besig om te bid en God kan en hy wil en hy sal met jou praat. Maar luister mooi, die bevestiging van wat God met jou oor wil praat is nooit in isolasie, dis in gemeenskap.
En dis hoekom ek dink as mense onlangs wat wêreldwye profesie gemaak het om te sê, so sê die Here, as hulle net na 2 of 3 geestelike leiers toe gegaan het, met wie hulle 'n goeie verhouding het, en gesê het, luister, ek wil net hierdie ding toets met jou, ek het hierdie ontmoeting met God gehad, ek het hierdie ervaring van God gehad, en dis wat ek glo vir my gesê, dat in daardie samekoms, sou enige goeie geestelike leier wat sy sout werd het, sou gesê, hang so 'n bietjie aan voordat jy begin om datums bekend te maak. Sê vir mense, ek ervaar die Here kom binnekort, ons moet gereed maak. Maar dit is nie wys om te sê, ek kom die 23ste September nie. Toets dit. En dis wat bevestiging kom van die woord van God in my lewe, is wanneer ek dit toets binne die liggaam, nie in isolasie nie. Stemme wat nie onderdanig aan mekaar in die liggaam is nie, kan gevaarlik wees. Dit is gevaarlik wanneer 'n geestelike leier agter die kansel staan en sê die Here het net vir hom hierdie openbaring gegee en almal moet dit volg. Dis nie hoe God werk nie. Hy het nooit so gewerk in die Nuwe Testament nie, hy sal nooit so werk nie. Meet dit by die filters wat God ons gegee het. Terwyl die gemeente in Antiochië gevas en aanbid het, het die Heilige Gees met hulle almal gepraat. Profesie moet in gemeenskap geweeg en getoets word. In Spreuke 11 vers 14 sê die woord, wat 'n wonderlike wyse vers is hierdie nie. Wow, ek gaan net so mooi met jou deel vanoggend. Hierdie is kosbaar. Wat 'n kosbare kos ons nou weer kan gaan nie. Luister wat sê Spreuke 11, toe Salomo op die hoogtepunt van sy verhouding met God, voordat hy begin val het. Hoe hartseer die storie van Salomo, van 'n leier wat goed begin het, maar nie goed geëindig het nie. Op die hoogtepunt van sy wysheid skryf hy, in die veelheid van raadgewers is redding. Dis amazing daai. 'n ander vertaling sê is wysheid. Dis soos 'n enkel kool wat uit die vuur gehaal word. Vir die wat wie van julle op Erfenisdag gebraai nie. Nee? Maar as jy enkel kool uit die vuur uithaal, dan word dit koud. Maar saam met die ander kole binne die vuur brand dit helderder. Daarom moet ons aanspreeklikheid bou teenoor volwasse gelowiges. As jy voel die Here gee vir jou woord of openbaring, toets dit met ander lede van die liggaam van Christus. Toets jou eie hart, jou eie begeertes met ander gelowiges om seker te maak dat dit in lyn is met God se wil, eerder as met jou eie selfsugtige bedoelings. Die woord sê vir ons op 'n ander plek dat daar niks so boos is in hierdie lewe soos die hart van 'n mens nie. Jy kan die mees opregste bedoeling hê in jou hart en steeds verkeerd wees. Weet jy dit? Ek kan die mees opregste bedoeling met iets hê, maar dit beteken nie ek is reg nie. Dit beteken nie dit is van God nie. En so binne die gemeenskap van gelowiges kan ons dit toets en bevestig wat werklik van God is en wanneer dit werklik God se stem is. Laastens wil ons vanoggend gesels oor die vrede toets. Die vrede toets is 'n innerlike getuie van vrede wat jy sal ervaar wanneer jy die stem van God hoor. In Kolossense 3 vers 15 sê die woord, laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is. Met ander woorde, ons is geroep om vredemakers te wees. In julle harte heers en wees dankbaar. Wees dankbaar. God se stem dra altyd vrede daarmee. Dit dra altyd geduld en 'n gefokusde missie. Sy leiding in ons lewe weerspreek nooit sy roeping tot disippelskap en heiligheid nie. Sy leiding weerspreek nooit sy roeping tot disippelskap en tot heiligheid nie. Sy vrede moet in ons harte heers as 'n gids
Die vrede van God is 'n gids wat hy vir ons gee. Sy tydsberekening in ons lewe is bestendig. Dit is nie haastig nie en dit is nie manipulerend nie. Onthou altyd, wat 'n goeie maatstaf het ons nie om te weet wanneer God ons lei, wanneer dit God is wat ons lei nie. Liefde lei altyd van voor. Die wêreld druk altyd van agter. Wanneer jy onder druk voel, wanneer iets jou druk om besluite te neem, wees versigtig om te dink, dit is God. God lei nie met druk in jou lewe nie. God lei nie deur vrees in jou lewe nie. God lei deur liefde, deur vrede. En hy lei altyd van voor. Hy druk nooit van agter nie. En sy stem lei ons altyd terug na 'n plek van gehoorsaamheid tot sy missie en sy doel vir ons as sy kerk wêreldwyd. Jesus sê dit so mooi in Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Ruktig as ek daar by Thomas en Mariet op die plaas gewees, né? En hulle boer ons ook met skape daar buite. En ek het geleer, daar is gevolge vir 'n skaapie wat sy eie kop volg. Hy probeer heeltyd daar onder die heining uitkom. As gevolge, wat doen 'n ware skaapie? Hy luister na my stem en hy volg my. 'n Herder dryf nooit skape met vrees nie. Hy lei hulle saggies met sy stem. Wanneer jy twyfel of iets van God is in jou lewe, leer om te wag. Die wat op die Here wag. Om te wag is 'n verlore kuns in ons harte as gelowiges vandag. Want ons is in 'n kindsgemeenskap. Alles is so, né? As ek koffie wil warm maak, dan sit ek dit in die mikrogolf. Ek druk net een knoppie, 30 sekondes, ching ching, dan kom hy uit, koffie warm. As ek by die volstasie stop, dan moet die joggie my inwag en dis net laai en sluit en betaal en daar gaan ons weer. Alles is vinnig, dis net knoppies en besluit en sosiale media het nog vinniger gemaak. As ek iets wil betaal, kan ek dit net op my foon doen. As ek 'n e-pos wil lees, kan ek dit op my foon doen. Ek het toeganklikheid tot alles in oomblikke en ons het begin dink dat ons verhouding met God dieselfde werk. Dit werk nie so nie. Met God is dit belangrik om te wag. En sy tydsberekening in my lewe is bestendig. En baie keer, ek weet ek nou die dag toe sê vir iemand, maar dis ons nou my kop in Engels werk. Ek weet nie my mooi in Afrikaans uit te spreek nie, maar toe sê ek vir hulle die volgende: Denial in your life does not mean denial. Denial does not mean denial. Net omdat jy wag vir iets, beteken nie God sê nee nie. Beteken net wag, die tydsberekening is nog nie reg nie. Wanneer jy twyfel, wag. Haastige besluite openbaar dikwels meer menslike druk as goddelike leiding. Niks fout daarmee as iemand van jou verwag om 'n haastige besluit te neem. Niks fout daarmee om te sê, ek gaan eers hieroor bid nie. Ek gaan eers hieroor bid nie. Ek gaan eers dit na God toe vat nie. Wanneer jy voor 'n woord te staan kom, profesie, vir boodskap wat iemand sê van God is, vra jouself die volgende: bring dit vrede, behou dit die toets van tyd en hou dit my gefokus op God se sending. Ek wil vanoggend hier die gedagtes met jou opsom wat ek gedeel het om die stem van God te onderskei in ons lewens. Moet ons vertroud raak met God se woord, op stilte tyd en gebed, gemeenskap met ander gelowiges sodat ek kan leer om sy karakter te verstaan en sy wil vir my lewe. God se stem sal altyd in lyn wees met die skrif. Dit sal altyd 'n sin van vrede en 'n oortuiging tot gehoorsaamheid aanmoedig. Ek hoop vanoggend dat dit wat ek met jou hart gedeel het, die 5 filters jou toerus. Wanneer ons iemand weer hoor sê, so sê die Here, en ek verwag dit van ons gemeente, dat wanneer ek sê, so sê die Here, dat julle my sal meet hieraan. Julle my sal meet hieraan. En so ek hoop dat jou bemoedig en dit jou gestig het, en ons so kan leer om al hoe meer te onderskei wanneer God met ons praat. Ek sê vir Chantal die week,
Ek ben voorbereid dit toe sê ek van jy weet in Romeine praat Paulus wanneer hy praat oor die belangrikheid om ons denke te vernuwe, sê vir ons dat ons kan toets wat die wil van God is. Romeine 12 vers 2, so ons kan toets wat die wil van God is. Ek onthou dit ons maar altyd nou in Engels en dit sê ons nou in Engels, sê dit His good will, His pleasing will and His perfect will. Nee? Was 'n goeie wil, was 'n toelaatbare wil van God vir my lewe, maar dat is ook 'n perfecte wil van God vir my lewe. En ek sê dit vir Chantel, in my eie verhouding met Jesus op die oomblik, is dit nie vir my moeilik om te onderskei wat sy algemene wil is nie, maar ek wil ingestel word. Ek is op daai plek in my verhouding met Jesus waar ek daai fine tuning wil hê. Ek wil hê, as wanneer die Here met my praat oor die fynere details van my lewe, dat ek dit sal kan onderskei en sal kan hoor. As iemand vir my iets kom sê wat nie die woord is nie, gaan ek redelik vinnig dit kan onderskei en ek kan redelik vinnig die algemene wil van God raak sien en weet as iets nie van die Here is nie. Maar ek soek daai perfekte wil. Ek wil daai fine tuning hê. Soos my skoonpa se draadloos, ek dink ek het eendag vir julle vertel, hy het ons daai ou draadloos gehad en hy het sy wireless genoem, nee, ek het sy wireless en dit het daai knoppie gehad wat jy so draai en dan so tussen die kanale en uiteindelik kry jy die regte kanaal en dan jy hom het, dan klink alles net so perfek. Ek wil net daar wees, ek wil net ingestel wees dat God se perfekte wil vir my lewe. En so ek weet om dit te doen, dis meer tyd met hom, meer luister na sy stem, en dan om meer gehoorsaam te wees wanneer ek oortuig word as hy met my praat. En ek is ook oortuig gemaak dat as die Here vir my iets gee om te doen en ek gehoorsaam, dan gaan ek die volgende keer duideliker hoor. Maar weet jy wat die sonde blok ons geestelike ore om te hoor wat die Heilige Gees vir ons wil sê. Jy gaan sukkel om te onderskei en as al die afleidings in jou lewe, al die stemme. So ek hoop vanoggend dat ons saam kom leer hoe om God se stem te onderskei in 'n lawaaiige wêreld. En hoe om te weet wanneer dit hy is wat met ons praat, wanneer dit ek is, wanneer dit my eie gedagtes is, wanneer dit miskien die vyand se stem is, wanneer dit net mense is, omstandighede is. Gebruik jy die 5 valtens en daar is beskerming daarin. En so kan ons al nader in hom wandel en weet, wanneer iemand weer sê, so sê die Here, hoe ons moet optree.